What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood. Goeiemôre en baie welkom aan elkeen by vandag se kinderdiens. Ek is regtig bly jy kyk saam want ek glo dat elkeen vandag iets sal leer wat jy hierdie week saam met jou sal kan dra. My tema vandag is 'n storie beter as Sneeuwwitjie. Nou wanneer ek die woord Sneeuwwitjie sê, dan glo ek dit laat ons almal terugdink aan 'n sprokiesverhaal uit ons kinderdae. En ek gaan hierdie verhaal net so vinnig recap sodat almal onthou waaroor dit gaan. Nou Sneeuwwitjie was 'n prinses wat saam met haar stiefma in 'n kasteel gebly het. Hierdie stiefma het 'n towerspieël gehad waarin sy natuurlik elke dag gekyk het en gevra het wie is die heel mooiste in die land. Waarop die spieël dan ook elke dag geantwoord het dat sy die mooiste in die land is. Tot op 'n dag wat hierdie spieël geantwoord het dat Sneeuwwitjie nou die mooiste in die land is. Hierdie stiefma was dadelik so kwaad en jaloers dat sy Sneeuwwitjie wou laat doodmaak het en sy die houtkapper gevra om dit te doen. Maar hy kon dit nie oor sy hart kry nie en hy het haar in die woud vrygelaat. Verder in die verhaal lees ons dat Sneeuwwitjie by die 7 dwergies geëindig het en dat sy by hulle gebly het. Maar ook dan hoe dat hierdie nare stiefma 'n tweede keer haar kom probeer doodmaak deur vir haar 'n giftige appel te gee om te eet. Die verhaal eindig waar 'n aantreklike prins haar kom red. En soos alle sprookieverhale eindig dit dat hulle vir altyd gelukkig saam gebly het. Nou waarom die tema 'n storie beter as Sneeuwwitjie? Want ek ken 'n koning wat so lief is vir jou en vir my, dat hy aan 'n kruis gesterf het, om ook ons te red. Ons het net verlede naweek Paasnaweek gevier, en julle sal onthou dat ons Goeie Vrydag gevier het, om te herdenk dat Jesus aan 'n kruis gesterf het, en dan ook Opstandingssondag, om te herdenk dat hy opgestaan het uit die dood. Nou, ons sal seker nooit genoeg oor Jesus se liefde kan praat nie, en daarom wil ek graag vandag 'n eenvoudige eksperiment gebruik, om net weer vir julle te kom demonstreer wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Ek het hier by my 'n bordjie met wit sout, en dan het ons mos nou al baie daaroor gepraat dat almal van ons sonde doen. En ek het hier 'n bakkie, en wanneer ons aan sonde dink ons gewoonlik aan die kleur swart. En daarom het ek swart peper in hierdie bakkie, wat ek by die sout gaan gooi. En ek gaan dit 'n bietjie meng, want aangesien ons sonde doen, is ons lewens mos nou nie meer skoon nie. En al hierdie swart peperkorrels stel al die sonde in ons lewens voor. Nou gewoonlik wanneer ons aan 'n kleur dink wat ons herinner aan wat Jesus aan die kruis kom doen het, dink ons gewoonlik aan rooi, soos hierdie hartjie by my. Maar vir vandag se eksperiment wil ek baie graag 'n wit ballon gebruik om Jesus voor te stel. Want dit herinner my dat hy nooit sonde gedoen het nie. Nou julle het seker al in die skool geleer dat wanneer ek 'n ballon teen my hare vryf, dan kom daar statiese elektrisiteit. En 'n mens sien dit baie in die winter. Wanneer 'n mens byvoorbeeld op 'n mat loop en dan skielik aan iemand raak, dan voel jy daai statiese elektrisiteit. Nou wanneer ek dan hierdie ballon so teen my hare gevryf het, en ek hou dit nou oor die sout en peper, kan julle sommer seker hoor en sien, hoe dat hierdie wit ballon die peper nader aan hom trek. En hierdie stel vir my so mooi voor, hoe dat Jesus wat geen sonde gehad het nie, ons sonde op hom geneem het. En dan lees ons mos in die Bybel, dat die Here ons sonde so ver as wat die ooste van die weste is, van ons af verwyder. En dit maak nie hoe so groot die sonde is wat jy gedoen het nie. Die Here wil altyd jou vergewe en weer oor met jou begin. En dit bring my by vandag se teksvers,
wat ek graag vir julle wil lees uit Jesaja 1 vers 18. En ek gaan daar net die tweede gedeelte van die vers lees. Daar staan: Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Nou skarlakenrooi en purperrooi is eintlik 'n baie diep rooi, wat amper die kleur van bloed is. En dit bring my by iets baie interessant wat ek die hele week al wag om vir julle te vertel, van iets wat mense in die natuur kry. Dit gaan oor 'n spesifieke wurm wat mense in ou Israel kry. En in Engels is hierdie wurm se naam scarlet worm of crimson worm. Nou wanneer ek scarlet en crimson gaan vertaal, dan bring dit my by skarlakenrooi en purperrooi. Nou hierdie wurm lê slegs een keer in hulle lewenstyd eiertjies. En die lewensiklus van hierdie wurm is vir my net so interessant, want daar is so baie goed wat ooreenstem met Jesus se kruisiging, en dis miskien 'n maklike manier vir julle om te onthou en om dit weer vir ander te kan gaan vertel. Nou wanneer hierdie mamma gereed is om haar eiertjies te lê, heg sy haarself so styf vas aan 'n boom of 'n tak, dat sy haarself nie eers weer kan loskry nie. En in hierdie proses vorm sy 'n harde doppie om haar. Ons kan dit miskien 'n kokon noem. En hierdie kokon is dan ook 'n baie donkerrooi kleur. Wanneer sy dan gereed is, lê sy die eiertjies onder haar en nie net beskerm haar liggaam hulle nie, maar wanneer hierdie larwes uitbroei, dan eet hulle ook fisies van hulle mamma. So sy is eintlik dan hulle kos. Want in hierdie proses skei die mamma dan 'n purperrooi vloeistof af, wat nie net die hout vlek nie, maar ook al hierdie larwes, al hierdie klein wurmpies, wat hulle dan ook rooi kleur vir die res van hulle lewens. Maar nou moet julle mooi hoor, die mooiste gedeelte is, na 3 dae verander die mamma se purperrooi kleur in wit, en sy word amper soos wit was, wat dan soos 'n sneeuvlokkie na die grond toe val. En dit herinner my net weer daaraan dat Jesus net soos hierdie mamma ook sy lewe vir ons as sy kinders kom gee het, en hoe dat sy bloed ons skoon was, om soos wat dit hier in die Bybel staan, ook so wit soos 'n sneeuvlokkie te kan wees. Hy het gesterf sodat ons kan leef, net soos wat hierdie mamma ook doodgaan en haarself as kos vir haar kinders gee, om te kan leef. En ek wil julle uitdaag hierdie week, dat ons met dankbare harte sal leef, en dat ons gaan leef omdat Jesus vir ons gesterf het, en omdat hy ons weer skoon maak, en 'n nuwe begin met ons elkeen wil hê. Ek wil graag vir ons afsluit met 'n gebed, so kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie dat ons vandag soms so uit iets uit die natuur kan leer, hoe dat U ook vir ons gesterf het, en hoe dat U vir ons 'n held is, en ons kom red het. Here, omdat U vir ons kom sterf het, wil ons baie graag elke dag dankbaar leef, en ons wil vir almal vertel van dit wat U vir ons kom doen het, want daar is geen liefde groter as U liefde nie. Here, dankie weer dat ons verlede naweek, Paasnaweek kon vier, en dat ons hier vanaf elke dag weer kan onthou wat U vir ons kom doen het. Gee dat ons hierdie week vir ander 'n voorbeeld sal wees, sodat hulle U ook beter sal wil leer ken, en U kinders sal wil wees. Gaan met elkeen in hierdie week, en gee dat ons almal gesond sal bly, en wil U ook gaan met elke kind wat 'n toets skryf hierdie week, dat almal hulle heel beste sal gee. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Baie sterkte vir julle week, en onthou ek dink aan julle en ek bid vir julle. Totsiens. See my victory.
lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Yeah. For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is the cross, God, you see the empty tomb. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power